Familie en vriende, begin by net eerstens 'n geleentheid om namens myself en ek weet, ek praat ook namens baie ander wat dalk nie vandag hier by ons kan wees nie. Net die geleentheid om aan elkeen van julle te sê baie sterkte. Jy weet die mens wil in 'n oomblik soos hierdie op 'n manier troos bring. 'n Mens wil dit vir julle toewens dat julle in hierdie oomblik kalmte, rustigheid en vrede sal ervaar. Maar ons weet hierdie wens tot kalmte, rustigheid, vrede, troos en hoop en hierdie wens dat julle in 'n oomblik van hartseer steeds die lig sal sien. Dit is iets wat ons as mense kan gee. Gelukkig het ek so vinnig hierdie briefies gelees. En dit is daarom opvallend dat die familie ook in soveel woorde sê dat daar by hulle rustigheid kan wees omdat hulle weet ook dat die Veronica is nou by die Hemelse Vader. En mag dit dan ook God wees wat in hierdie troos gee in hierdie moeilike tyd. Die moeilike blaadjie, ek het gesien, dit was oral op die banke, maar die liedere sal hier voor op die bord ook wees. Ons gaan 'n oomblik se stilte gee, en wanneer die klok lui, gaan ek vra dat ons almal sal staan. Ek sal dan die seën uitspreek, en nadat ek die seën uitgespreek het, sing ons Gesang 577, soos wat met bord is en ook in die blaadjie aangedui is. Ek gaan dus vra dat ons net so oomblik se stilte gee, voorbereiding op die erediens, en wanneer die klok dan lui, dat ons almal staan, nadat ek die woord die seën uitgespreek het, sing ons lofsang, Gesang 577, en dan kan u weer die plekke inneem. Geliefdes, Gesang 582 is 'n gebed tot God ook in 'n moeilike tyd. Waar ons vra, bly by ons Here terwyl die skemer daal en laat steeds die lig ons elkeen se lewenspad bestraal. Want ons weet, daar is geen ander hulp of troos vir my. Hulp van die hulpeloses bly by my. Want God, U bystand is so kosbaar elke uur. Deur U genade leef ons op leed te verduur. Waar is daar ooit 'n beter lig te kry? U Gees bly ons immers altyd onfeilbaar by. En daarom het ons die hoop. Gou daag die lig in die nuwe aarde bly. Ons is van alle sonde, dood en smarte vry. Dood, wie sou skryf? Graf, wat sal ons laat beef? Ons toekoms is gewis, want ons Here leef. Geliefdes,
Genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Geliefdes, wanneer 'n mens voorbereiding doen vir 'n begrafnisdiens, of 'n afskeidsdiens of 'n dankdiens, 'n geleentheid waar ons 'n geliefde groet, het ek maar altyd die gewoonte om die familie te vra, is daar dalk 'n spesifieke teksgedeelte? Of is daar dalk 'n spesifieke gesang of lied wat julle geliefde na die hart lê, of dalk vir julle self iets beteken. En die oomblik toe ek die vraag vra, was dit sonder om nou baie lank te dink, onmiddellik geantwoord. Ja, Psalm 23, dit was ons ma se gunsteling. Dit is 'n baie bekende psalm. Ek dink ons ken hom almal en die meeste van ons kan hom aanbreek so by top 6 sonder om eens dit te lees. En is eintlik 'n wonderlike troos om op 'n moeilike dag soos vandag by hierdie bekende stil te staan. Ek gaan ons lees uit Psalm 23, maar voordat ons uit die woord van Here saam lees, gaan ek vaar ons net so sit en dan sluit ons net die toon. Here, ons is by mekaar onder hartseer omstandighede. Die dood van 'n geliefde het ons hier by mekaar gebring. Maar ons is by mekaar in U huis. Ons is by mekaar in U teenwoordigheid. Ons is by mekaar in 'n kerkgebou wat ook simbolies is van die plek waar ons U teenwoordigheid kan opsoek. Want Here, in 'n oomblik soos hierdie waar ons die dood in die oë moet kyk, is daar vir ons nie wêreldse of menslike troos nie. In 'n oomblik, Here, waar ons beleef en ervaar dat die dood ons lewe omvergooi, en dat die dood ons seer maak, en dat die dood verlange in ons gemoed wakker maak, in hierdie oomblik besef ons wat dit beteken dat U ons enigste troos is.
dat U ons enigste hoop is. Daarom ons vir U dankie sê, Here. Dankie dat ons by U voete kan kom sit. Dankie dat ons na U troostvolle woorde kan luister. Dankie, Here, dat hierdie woorde ons lewe op so 'n wyse kan aanraak, dat ons die geleentheid het om onder U hand die waarheid te kan hoor. Dankie, Here, dat ons kan afskeid neem van een van U gelowige kinders. Een van U skape. Een van U kinders wat U aangespreek het as haar herder. Help ons, Here, dat ons dan ook wanneer ons hartseer elk, sal onthou dat sy by goed weivelde en waters waar daar is haarself bevind. Help ons ook, Here, dat wanneer die emosies met ons wil weghardloop, ons ten spyte van die trane en die verlange en die eensaamheid U voor oë sal hou. En wil U nou self deur die Gees so met ons spreek, dat ons die troos uit U woord uit sal vind. Ons bid hierdie dinge, Here, dat ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus. Ons redder, ons verlosser, ons herder wat deur die dal van die doodsgekade weer gestap het, sodat ons in die lig kan leef. Amen. Liefde, ons luister na hierdie mooi woorde van Psalm 23. Waar Dawid sê, die Here is my herder, psalms van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kom nie. Hy laat my in die weiveld rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde al my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my en in U hande is ek veilig. Daar is baie uitdagings in hierdie lewe, is dit nie waar? En mense hoef nie eintlik die goeders op te doen nie. Elkeen van ons in ons eie lewe, ons eie omstandighede, en daardie deel van die lewe waar ek en jy probeer om te oorleef, beleef hierdie dinge elke dag. Om kop bo water te hou. Om op te staan en aan te hou. Dit is nie altyd so eenvoudig as wat dit klink nie. Om deur 'n lewe te worstel wat soms met geweldige uitdagings gepaard gaan, is nie so eenvoudig, ook nie so maklik. Ons ervaar dit wanneer ons in hierdie lewe besig is om elke dag maar net weer aan te gaan. Ons ken hierdie uitdagings en ons weet dat baie van hierdie uitdagings soms ons tot op ons knieë wil bring. Wat dan natuurlik seker nie die slegste kant is nie. Want wanneer mense iets daarvan sê dat jy op jou knieë neersak, gaan dit nie net daaroor dat jy jou ewewig wil hou nie. Dit gaan daaroor dat mense in hierdie lewe, mense uitdagings, baie gou agterkom dat ek self nie die krag het om dit eenvoudig maar net aan te gaan met lewe.
Net dit waarom Paulus hier die tyd gepraat het van die seer in sy lewe. Hy het hierdie seer natuurlik 'n naam gegee, gepraat van 'n doring in die vlies. En julle sal weet dat Paulus daardie omstandighede vir die Here gevra het, ag Here asseblief, haal tog net hierdie doring uit die vlies. Here, help my tog net dat ek in hierdie lewe kan aanhou, want het hy beleef ervaar, ek kry dit nie meer alleen reg. Maar daardie gedeelte in Korintiërs kom dan verder en dan sê, maar die Here se antwoord vir Paulus was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. En ek dink die dood van 'n geliefde is nou een van daardie dorings wat 'n mens opnuut weer tot hierdie besef bring. Ons mense is swak, ons mense is nietig, ons mense se lewe is tydelik. Ons probeer vasbyt en ons probeer deurdruk, maar ons het dood eenvoudig nie die krag of die vermoë om in alles staande te bly. En die dood is die een ding wat ons aan dit herinner. Daar is dinge in hierdie lewe waaroor ons nie beheer het nie. Daar's dinge in hierdie lewe waaroor ons nie wete gesê het. Ja, ons beklei die dinge. Ons is almal op ons kroniese medikasie om te probeer om net ons lewe te verbeter, ons gesondheid te verbeter, of dalk net een dag langer uit te rek. Maar dit is onmoontlik om dit onbepaald uit te sê. En dan gebeur dat die mense op 'n dag soos vandag afskeid. En tog is dit pragtig dat ons afskeid neem. Ek het daai briefie, julle het baie klein geskryf, my oë het ook al slegter geraak. Maar in die eerste briefie wat Tanya geskryf het, gebruik sy Afrikaanse woorde, love you Lord, see you tomorrow. Julle sal nou presies weet hoe dit geklink het as dan die Veronica dit sou sê. Maar om hierdie brief, hierdie afskeid aan 'n mate van afsluit met die woorde see you tomorrow, is op sigself al 'n belydenis en getuienis en 'n erkenning dat daar 'n wonder is. Dat is buite van ons afskeid neem is daar 'n wonder. Daar is nog 'n dood. En hoekom? David skryf die Psalm, en hy skryf hierdie Psalm na aanleiding van sy eie lewenservaring. Hy skryf hierdie Psalm na aanleiding daarvan dat hy geweet het wat dit beteken om met sy skape in die veld in te stap, die onsekerheid van dit wat verwagtig moet te stap, dat hy 'n kloof moes instap waar daar hoofdiere en natuurlik ook menslike rowers was, en dat al hierdie dinge sy lewe bedreig het. En dan stap hy en hy sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weiveld. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam, en selfs as ek deur donker dieptes moet gaan, is ek veilig in sy hand. Hy hoop en hy sing hierdie lied, terwyl hy dit sing, is sy skape na alle waarskynlikheid besig om agter sy stem aan te stap. Want dit was die pragtigheid van die beeld van 'n herder en 'n skaap. Daardie mens het so intens en so naby hulle klein vee of hulle skape geleef, dat hulle die stem van die herder geken het. En die geheim vir daardie skape was natuurlik om heel ander kant uit te volg. Moes hulle hierdie herder se voetspore volg. Want wanneer hulle begin afdwaal en ver paai loop, dan gebeur dit maklik dat die hoofdiere hulle oorweldig. Maar wanneer hulle saam met die herder stap en agter die herder se stem aanstap, dan is hulle onder sy beskerming. Of anders te gestel, dan is die stok en die staf waarmee hy die hoofdiere kon weghou, ook daar om hulle te beskerm. En dit is eintlik die vraag waarvoor ons vandag te staan. Die vraag of kan die Veronica
haar herder geken. En die antwoord is eintlik vir my afligting. Haar bekendste of haar gunsteling Psalm in die Bybel is immers die Psalm wat sê, die Here is my herder. En die oomblik wanneer sy hierdie belydenisse waag, of hierdie psalmse lees, en dit deel van haar oortuiging waag, die Here is my herder. En ek het vra, is dit die belydenis wat sy so maak, dat die Here haar herder is? Julle klomp kinders ken haar goed, dat die Here haar herder is. As die Here haar herder is, en ek lees die brief, dat sy daarna uitgesien het, om na haar hemelse Vader te gaan. As die Here haar herder is, dan gaan die Psalm verder, en hy sê, daar kort ek niks. Jy weet, ons lees die bekende Psalm soveel keer, maar luister mooi, omdat die Here my herder is, kom ek niks kort. Omdat die Here my herder is, kort ek niks. Omdat die Here my herder is, het die dood nie ewe sê vir my lewe. Want die dood is vernietig en oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? So leer die Bybel. Wanneer die Here my herder is, kom ek niks kort nie, want die Here sê vir ons, elkeen wat glo, sal nooit verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Dis wat die woord ons leer, en dit is immers wat julle geliefde ook geglo het, en is dit nie waar dat ons dit ook glo nie. Anders kan julle ons nie hierdie briefie skryf en sê, ons sal mekaar weer sien. Anders kan julle nie briefie skryf en sê, rus sag nie. Anders kan julle nie briewe skryf en sê, ons weet baas nou by ons hemelse Vader nie, want julle weet, die Here is haar herder. En selfs by die dood wat ingetree het, kom sy niks kort nie. Niks sal haar ontbreek nie. Hoekom? Julle weet, wanneer 'n mens niks kort nie, dan beteken dit alles. Is dit nie so nie? Nie na wêreldse goedes nie. Wanneer jy in totale vervulling saam met God leef, dan besef jy, God is my enigste troos, hy troos my in die lewe, hy troos my in die dood, want met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, en daarom is dit 'n anker en 'n vaste hoop, ook in 'n tyd soos hierdie. Dit, geliefdes, is waarom 'n psalm soos hierdie so geliefd is. Want dit vertel vir ons die verhaal van ons as mense wat altyd saam met ons herder is. Ons as mense wat altyd onder sy hand leef. Ons as mense wat weliswaar deur donker dieptes moet gaan en het weliswaar deur 'n dal van doodskade mee moet stap, maar ten spyte daarvan is ons veilig in God saam. En hy bring ons by groen weivelde, by waters waar daar rus en vrede is. Dit besef kan jy wel Monica vandag volkoor. Sy weet wat dit beteken om in groen weivelde die teenwoordigheid van haar hemelse Vader te is. Sy sit vandag by 'n feesmaal aan. Sy is ontvang soos die ewige glas en sy word oorlaai met hartlikheid. En hierdie Psalm sluit af. En sy weet vandag wat dit beteken, dat goedheid en liefde haar lewe lank by haar bly, dat sy tuis is in die huis van die Here tot in lengte van dag. Ons kan vandag mekaar 'n klomp mooi dinge vertel. Van wat kan die Monica gedoen het en hoe sy geleef het en al die herinneringe is pragtig. Maar niks van hierdie dinge kan vir ons die ewige troos bring. Nee die weet dat sy tuis is in die huis van die Here tot in lengte van dag. Is dit nie waar dat ons die mense vir wie ons lief is, net die heel beste gee? Jy weet ons buig agteroor om vir die mense vir wie ons lief is, die lewe sinvol te maak en beter te maak. Jesus Christus het alles gedoen. Hy het
Hy het aan daardie kruis gehang en ervaar hoe dit voel wanneer hierdie doodskade weer oor 'n mens neersap. Maar hy het alles weer gegaan en hy het opgestaan en die dood en so weet ons ook dat elkeen wat hierdie dinge glo, deel het aan hierdie lewe. En dit is tog dan die Veronica se werk. Sy is duisend die huis van die Here tot en met vandag. Is dit nie waar dat die mens dit vir jou geliefde sal begin? Kyk, ons mense is maar, en ek sê dit nou regtig met baie respek, ons is mos maar so 'n bietjie selfsug. Dit beteken, ons het hierdie hartseer en verlange dat ons haar graag nog by ons wil hê. En dit is te verstaan. Maar, julle weet of iemand lief te wees is nie altyd so maklik nie, want dit sê baie keer, jy moet jouself te nakom, iemand anders te begin wat jy eintlik vir hulle in gedagte het. En dis amper soos waar ons nou vandag is. Ons weet wat vir ons geliefde die beste is. Vir ons maak dit seer, maar in liefde gun ons dit haar. Want vir haar is daar niks beter as daardie groen weiveld en daardie waters van vrede. Vir haar is daar niks beter as om die woordigheid van ons God te reis te wees tot die lente van daar. As jy hartseer julle oorweldig, herinner jy dan hierdie beeld, ons geliefdes, sonder pyn, sonder smart, sonder die dood, is by ons God, by haar Vader, by haar hemelse Vader, by haar herder. En omdat sy by haar herder kom sy niks. Kom ons dank die Vader daarvoor. Kom ons dank die Vader daarvoor dat sy die hom begenadig is. Dat hy haar op haar naam geroep het, eens op die tyd. Veronica, jy is myne. En sy hierdie herder stem. En sy hierdie herder voorgevolg. Ons God, ons herder, haar herder. Die uitdaging van ons natuurlik, ons moet nog 'n entjie in hierdie lewe stap. En hierdie lewe gaan tyd daar makliker gaan en ander daar moeiliker gaan. Wat is die geheim vir die skaap om in die kraal te kom? Of wat is die geheim vir die skaap om in die waters van rus en vrede te kom? Of wat is die geheim vir die skaap om by die groen weivelde van rus uit te kom? Loop agter die herder aan, elke dag. Dis die enigste manier waarop ons ook eendag dieselfde troos sal ervaar as wat ons geliefde vandag volkome ken. Amen. Ek het nou my blaadjie ergens gelos. Ons gaan afsluit met die ons Vader. Die gebed wat Jesus Christus natuurlik ook vir ons geleer het. Maar voordat ons dit doen, gaan ek vra dat ons almal sal staan om ons geloof vir God te bely. Wanneer ons geloof bely, doen ons dit sonder rede. Ons erken daardeur dat ons weet dat al die dinge wat ons vir mekaar gesê het en wat ons uit God se woord gehoor het, dat dit nie waar is. Daarom kan ek vra dat ons, terwyl ons so staan, ons geloof vir die drie-enige God bely. Na die geloofsbelijdenis gaan ons sonder aankondiging afsluit met die sin van die Onse Vader en dan sal ek die erediens daarna afsluit. Maar terwyl ons so staan, kom ons bely ons geloof in God. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, maar dan die Vader op die derde dag weer opgestaan het in die dood, wat opgevaar het uit die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Baie dankie vir die vriende wat dit in plek geneem. Voordat ek vir Wynand 'n geleentheid gaan gee om namens die familie net 'n paar bedankings te doen, hou ek net dat die briefie voorstel wat dit hier vir ons opgeteken is, dat die Veronica die was gebore 20 Oktober 1952, verlede 1 Junie 2026. Ons liefdevolle Hemelse Vader het Veronica Dimas kom haal na haar hemelwoning, waar sy nou die salige vrede en vreugde van die ewige lewe by God ervaar. As 'n mens hierdie woorde hoor, mag dit waar wees dat ons daarop vertrou dat sy werklik die vrede en die vreugde van haar ewige lewe by die Hemelse Vader beleef en ervaar. Ek gaan nou vra by hom verduur om net asseblief na vore te kom om die bedanking te doen en daarna sal ek nie verder. Namens familie, namens almal en gepaard bedank vir die bedanking doen namens Tanya. Eerstens wil ek
ieder en elk sê, baie dankie dat julle gekom het. Dan wil ek 'n groot dankie sê aan Nick en Jana vir die bystaan deur alles, dit het baie beteken. Dan die Elsabeth vir die begrafnisboekies en pragtige foto's. Ons waardeer dit baie. En Lisa Marie vir die pragtige blomme en vir Dominee dankie sê vir die mooi diens. Dit word opreg gewaardeer. Dan wil ek ook dankie sê vir Tannie Jenny en oom Gert, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ons waardeer dit opreg, al wys dit ons dit nie altyd nie. Dan wil ek ook baie dankie sê aan elkeen wat bydraes gemaak het. Elkeen wat 'n bydrae gemaak het vir die diens. As ek dalk iemand vergeet het, jammer, ek waardeer elkeen van julle uit die diepte van my hart. Geseënde dag, verder en veilig bly. En dan ons dink aan julle as 'n gesin en ons bid dat die Vader julle sal dra deur hierdie moeilike tyd. Want deur Jesus Christus kom ons enigiets doen. Amen. Baie dankie, Wynand. Familievriende, ons gaan die verrigting net so deel, dat ons 'n geleentheid gaan gee vir 'n laaste eerbetoon. Ek gaan vra dat ons, soos wat ek nou na u kyk, dat julle van by regterkant af eers die familie geleentheid gee om by te stap. Kan gerus 'n blom neem, dit is hier op die tafel neergesit, en dan kan jy die blom by die kussie plaas, waar dat jy dan verby kan loop. Die familie nooi dan ook uit om na die laaste eerbetoon en die verrigtinge hier, saam met die familie, dan ook hier in die saal verversings te kan geniet. Baie dankie vir die teenwoordigheid, baie sterkte vir elkeen van u, en mag ons wanneer ons nou laaste eerbetoon herinner word daaraan, dat ons aan die kant afskeid neem van 'n geliefde, maar dat ons aan die ander kant dit doen met hoop. Baie dankie.